gemeente het 'n Omgee Trust en die trust is betrokke by die gemeente, maar het verskeie projekte en onlangs het die trust betrokke geraak by seniors en om vir seniors verblyf te kan gee. Derek, vertel net gou iets oor hoe die trust werk. Ons het die trust het gekom by die idee om bietjie te help om sekuriteit te kan verskaf. Ons het baie gesien dat daar is projekte in die gang, maar dan kan die mense die aktiwiteite begin ander die bates op te eet. Dit dink as ons kan sekuriteit verskaf, dat ons vir mense kan huisvesting verskaf, skole kan verskaf, kleuterskole, sodat daar sekuriteit is dat hulle kan voortgaan en daar goed te kan bedryf. Ja. En die idee was toe om die trust te vorm, eerstens om dan na kinders en na ou mense te gaan kyk en hulpbehoevende mense. En dan koop ons behuising aan of skole of waar ook al om die kapitaal aan boord te neem. So ons het besluit om geld in te vorder om dan kyk of ons kapitaal bymekaar te maak, dan koop ons nou kapitaalbates. Soos byvoorbeeld by Ruiterwag. En ons het byvoorbeeld by Prins Albert die skool gekoop, ons het grond gekoop en skooltjie gebou. Ons het by Klipheuwel gehelp bydra om die skool daar te vestig. Ons het met Shallow gehelp met die kinderhuis. En dan van daar af vat mense oor en hulle vat daai fasiliteit en hulle neem verantwoordelikheid daarvoor. Die trust verskaf die bates en oorhandig het aan kundige mense om dit te bestuur. Ja. So kom vertel gou ons iets oor Ruiterwag spesifiek. Ruiterwag Senior Sentrum is deel van Bedisa. En hulle beheer 'n groot klomp mense rondom Ruiterwag wat hulle vir hulle huis verskaf, behuising verskaf en kos voorsien. Nou baie van die mense, daar's tog mense wat hulle eie huisies het, maar 'n groot van die mense het geen verblyf op hulle eie nie. Dan soek hulle 'n blyplek vir die mense. So ons het besluit om te help en dan 'n paar huise sover as moontlik met tyd huise aan te koop en woonstel aan te koop wat ons dan beskikbaar stel aan Ruiterwag. Ons koop, betaal die eiendom, dan doen ons in 'n nominale huurkontrak vir R1 per jaar aan Ruiterwag. Hulle bestuur, dan al die instandhouding word deur Ruiterwag hanteer en dan huisvestig hulle die mense. En daar's 'n samewerking tussen die gemeente en ook dan die trust. Correct. Dis onafhanklik, maar ons het nou al 'n geruime tyd 2 sulke huise gehad en onlangs, julle sal nou op die skerm ook sien hoe verskyn die verskillende huise. Ons het onlangs die geleentheid gehad om nog ekstra eiendomme by te kan kry en dis nou ons huidige projek. Kijk, ons het al baie jare wat ons met Communicare wat die meeste van eiendomme in Ruiterwag besit, probeer onderhandel want hulle begin onttrek uit Ruiterwag uit om van daardie eiendomme by hulle oor te neem. Die Ruiterwag het van die eiendomme wat hulle hier by Communicare, 2 van die eiendomme wat hulle hier by Communicare is Dromedare Straat en Sakabula Straat. En ons het nou na jaarlange onderhandelinge tussen ons en Ruiterwag en Communicare het ons nou daardie huise by hulle oorgekoop, tesame met 17 woonstelle wat in 3 afsonderlike geboue is in 2 erwe, ook in Settlerstraat, wat ons nou besig is om oor te koop, maar die goed is in 'n haaglike toestand. Ons kry daar goed teen 'n diskonto, nie dat dit 'n groot guns is nie, daar's verskriklik baie werk. Die mense bly in haaglike toestande. En jy gaan kyk en ons sal miskien van die foto's beskikbaar stel. Ons wil daardie goed bietjie meer menswaardig maak. Ons wil net om die huise verskaf is een ding, maar om 'n menswaardige blyplek te kry, dis die volgende stap. En ons het daar's 'n motorhuis ons omskep en gesien dis nog 'n slaapplek. Ons sit 'n badkamer in, ons omskep ons die deur in. Ons doel is om soveel as moontlik eenhede te kan vestig waar mense kan bly. Ja. En ongelukkig gaan ons geld nodig hê. Die goed kom nie gratis nie. Kom ons praat gou oor die finansiering. Waar kom die geld vandaan? Ons geld kom hoofsaaklik uit donasies. Nie hoofsaaklik net uit donasies. Ons het nie 'n inkomstestroom van enigiemand nie. Ons word nie deur die staat gesubsidieer nie. Ons het geen kerklike bydraes deurkom nie. Ons vorder geld deur donasies en ons het 'n paar groot projekte soos 'n wynveiling wat ons hou. Maar die belangrikste is die donasies wat in die Omgee Trust geskenk word is artikel 18 na aftrekbaar vir belasting. Met ander woorde, jy kan dit as jy vandag vir ons R1 gee en jy sê jy betaal 40% belasting, kan jy 40% belasting terugkry. So as jy vir ons R100 gee, gaan dit jou net R60 kos. Maar die omvang in die medelewendheid wat ons skep om menswaardigheid te gee vir iemand wat regtig op die straat is. Ja. En dit is baie hartseer om te sien hoe mense wat in die moeilike omstandighede, hulle het goed gelewe, het magtig gelewe en skielik is hulle bankrot.
Hulle geen inkomste nie, hulle huise word onder uitverkoop, maar beland hulle op die straat, letterlik en figuurlik totaal op die straat. Binne Stellenberg gemeente ook ons gemeentewaardes om uit te reik oor alle grense en om 'n verskil te kan maak, is dit regtig 'n manier hoe ons in ons onmiddellike omgewing 'n groot verskil kan maak. So weer eens hoe julle as gemeente ook kan bydra, julle kan betrokke raak deur ons jaarlikse wynveiling. Tweedens deur net ons meelewing met hierdie projek. As daar op 'n manier is wat julle wel kan fondse bydra om hierdie huise reg te maak, dan kan julle tot die trust bydra. Ons sal die besonderhede ook vir julle gee. En dan net weer fisiese betrokkenheid. Ons, terwyl die trust betrokke is ons as gemeente by die Ruiterwag Senior Sentrum betrokke. En dit beteken maar net dat ons dan nie net met die trust die bates verskaf nie, maar dat ons bly by die voortgaande versorging daarvan. En daarom as julle goed het, soos op hierdie stadium het ons dit nodig, gordyne of enkelbeddens, kan julle ons kontak en dit by die kerk kom afgee. Ons kan dit dan versprei na die senior sentrum toe.